Goeiemôre, ek is Hubert Ferreira, leraar van die AP Kerk in Hoedspruit en ek wil vir ons vanmôre saam lees uit Numeri hoofstuk 32, daarvan die 23ste vers. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Nou op die stadium in die geskiedenis staan die volk Israel op die punt om die beloofde land in te gaan. Hulle het nou vir 40 jaar die woestyn geswerf. En uiteindelik lei God hulle na die punt waar hulle nou die beloofde land moet inneem. En net voor hulle by die Jordaanrivier kom, waar hulle nou moet deurtrek uiteindelik die beloofde land in, kom hulle dan by twee konings, die koning van Basan, dis Og, en dan die ander koning was Sihon, die koning van die Amorite. En Israel, deur die krag van God natuurlik, het hierdie konings verower, en dan trek hulle nou nader, nou lê die beloofde land oop, al wat nog voor lê is die Jordaanrivier, en hulle moet nou deurtrek. Maar twee van die stamme, Reuben en Gad, besluit toe maar, hulle wil eerder net hier bly. Hulle reken toe, ons is veeboere, hier is wonderlike veegrond, hoekom bly ons nie net hier nie? Hoekom moet ons nou saamtrek en deur al hierdie moeite gaan? Kom, ons is gelukkig net hier waar ons bly sommer net hier. Dis wat hulle toe nou vir Moses sê in hierdie gedeelte van Numeri 32, wat iemand die hele hoofstuk self kan lees. En dan sê Moses vir hulle, wag net so 'n bietjie. Verstaan ek nou reg? Julle wil nou net hier bly. Die ander 10 stamme het julle nou gehelp om hierdie twee konings, Og van Basan en Sihon van die Amorite, te verslaan. En nou sê julle, is reg, julle kan maar verder trek, julle kan maar gaan veg. Ons gaan net hierdie stukkie hou, dan kan julle maar die beloofde land, van die ander kant die Jordaan, kan julle maar vir julle self kry. En uiteindelik sê Moses vir hulle, maar dit werk ons nie so nie. Moses sê vir hulle, as julle hierdie grond wil hê, dan moet julle ten minste julle krygsmanne, julle vegters saam met ons stuur. Hulle moet saam met ons beklei aan die ander kant, en wanneer al die stamme hulle plekkie gekry het, hulle grondgebied gekry het, dan is dit reg. Dan kan julle terugkom en julle kan hierdie grond as 'n erfdeel vat, daar's nie 'n probleem nie. En dis dan die konteks waarby ons uitkom, en dis dan wat Moses vir hulle in vers 23 sê, maar as julle dit nou nie gaan doen nie, as julle nie saam met ons oortrek, as julle nie saam veg vir die beloofde land nie, dan moet julle weet, dan gaan julle sondig teen die Here, en julle sonde sal julle uitvind. Nou, baie mense gebruik hierdie teks buite konteks, sal iets sê soos, ja, pas op, jy moet nie jok nie, want jou sonde sal jou uiteindelik uitvind. Of, ja, wag maar, jy het nou gesteel, maar jou sonde sal jou uitgevind word. En in 'n mate is dit seker so, dit kan moontlik ook so gebeur, maar die konteks hier gaan nie oor iets wat hulle gedoen het nie, dit gaan eintlik oor iets wat hulle nie gedoen het nie. Dis waaroor die sonde gaan. Dis die sonde van versuim, dis die sonde van niks doen nie. En dis natuurlik een van die sondes waaroor ons baie min preek. Ons hoor baie preke oor egskeidings of homoseksualiteit of gierigheid of wat ook al. Daar's baie geliefde temas wat predikante graag preek. Maar baie keer sê ons niks oor die sonde van versuim nie. En dit is een van die sondes wat ek juis reken, juis aangespreek behoort te word. Nou ons gaan in die volgende paar dae, gaan ons so 'n bietjie stil staan by hierdie gedagte van die sonde van niks doen nie. Met ander woorde, die feit dat jy het 'n opdrag, jy het 'n roeping as gelowige om saam die stryd te stry. Dis wat Gad en Reuben vergeet het. Ons moet saam stry, ons moet saam opstaan, ons moet saam die beloofde land inneem. En dit was hulle groot versuim. Hulle was nog nie eens deur die Jordaanrivier nie. Dus daar al hierdie dwarstrekkers wat sê, nee, maar ons doen sommer ons ding. So 'n tipiese Afrikaner mentaliteit. Ek het mos nou myne gekry, so hoekom moet ek jou nou help? En in die volgende paar oggende gaan ons dan juist sien dat die Here vir ons oproep en sê, nee, maar ons as geloofsgemeenskap het 'n verantwoordelikheid ook teenoor mekaar. Want dit gaan nie net oor ons verhouding met die Here nie, maar dit gaan ook oor ons verhouding met ons medemens. Dan mag ons dan in die volgende paar dae ook hierdie sonde van versuim oordink en vir die Here opreg vra, wat word van ons verwag? Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U ons oproep ook in hierdie môre om nie net vir onsself daar te wees nie. Ons kan nie in selfsugtigheid sê, maar my saak met die Here is reg en daarom hoef ek niks verder te doen nie. Maar mag ons deur hierdie woord wat U vanmôre vir ons ook gee, besef dat ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En in die week wat kom,
mag dit al duideliker en duideliker vir ons ook word. Lei ons dan ook in hierdie oordenkings en wys deur die Gees vir ons die weg van die waarheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.